Die verhaal van hoe God Josef voorberei het om 'n beeld of 'n tipe te word van die Messias wat die wêreld sou red, is 'n aangrypende verhaal. Dis 'n verhaal met hoogtepunte en laagtepunte vol van simboliek en betekenis. Een aspek van sy verhaal handel oor die episode met Potifar se vrou. In die Joodse rabbynse tradisie word vertel waarom die duiwel probeer het om Josef met haar te versoek. Hulle vertel dat hy uiteindelik met haar dogter of aangenome dogter Asenat sou trou. Die Bybel gee nie vir ons hierdie detail nie. Al wat dit vertel is dat Asenat uiteindelik Josef se vrou en die moeder van 2 stamme van Israel, Efraim en Manasseh geword het. Deur die versoeking rondom Potifar se vrou te weerstaan, het Josef die integriteit gehandhaaf wat so nodig was vir dit wat na sy lewe sou gebeur. As Josef daardie dag aan die versoeking met Potifar se vrou toegegee het, sou dit nie net 'n daad van egbreuk gewees het nie, maar as die rabbyne reg is oor wie sy was, sou dit ongelooflike spanning in sy toekomstige huis gebring het. Dit sou ook 'n diep spoor in die familielyn ingebring het, wat nie net vir Josef sou raak nie, maar uiteindelik ook 2 van die hoofstamme van Israel, Efraim en Manasseh, wat uit sy huis sou voortgespruit het. Sy verhaal, sy weerstand bewys vir ons hierdie Bybelse beginsel. Om rein te wees in 'n onrein wêreld, moet jy jou gedagtes bewaak. Jy moet doelbewuste grense stel. Jy moet jou verbind tot 'n hoër geestelike doel met jou lewe. Reinheid is nie iets wat passiefs is nie. Dit vra dat jy daagliks aktief sal weerstand bied teen negatiewe versoekings en invloede. Ek gee vir jou 4 praktiese wenke om jou persoonlike reinheid mee te handhaaf. In die eerste plek, bewaar jou poorte, en daarmee bedoel ek jou oë en jou ore. Draai dadelik weg van daardie beelde of stories wat vir jou besoedel. Wat in jou gedagtes opkom, vorm uiteindelik jou begeertes. Nommer 2, stel streng, ononderhandelbare grense. Leer om 'n afstand te kan hou. Leer om nee te sê, sodat jy nie op klein terreine kompromie maak nie. Dit bou daardie spiere wat nodig is om groot versoekings te weerstaan. Nommer 3, vind vir jou vennote wat jou aanspreeklik sal hou. Deel dit met 'n getroue vriend, iemand wat 'n geestelike leier is, daardie persone wat vir jou die moeilike vrae sal vra. Jy moet onthou, eensaamheid en verveeldheid is die kussing vir die duiwel. Dis die primêre teelaarde vir onreinheid. En dan ontwikkel 'n roetine. Bring die eerste oomblikke van jou dag na die Here toe, die lees van sy woord, praat met hom in gebed, oefen jou om jou daagliks te bekeer. Maak jou gewete dit skoon, sodat klein foutjies nie in slegte gewoontes verander nie. Net soos Josef moet jy onthou, dat klein oorwinnings jou toekomstige bestemming, jou familie en jou geestelike nalatenskap beskerm. Kom ons bid saam. Here, gee vir ons die genade om vandag in reinheid saam met U te lewe. Amen.